Het ek Walter, okay, julle, dankie. Goeiemôre, baie welkom hier vanmôre op die beste plek. Glo jy dit? Amen, amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam voor die Here. Here, vanmôre bid ek bid Here teen elke dwaalleer. Teen elke valse profeet, elke valse profesie. Ek kom vanmôre in die naam van Jesus en ek bely vanmôre Here, dat daar net een Christus is, die drie enige God, Vader, Seun en die Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanmôre tot U kan nader en dat U vanmôre hier is. En so ontvang ons nou U woord, Here. Ons skuif die vlees uit en laat die Gees van God met ons werk vanmôre, Here. En mag die woorde van my mond en die oortuiging van my vanmôre vir U aanneemlik wees. Dankie vir die waardes wat die woord ons gee, Here. Dankie vir hierdie besonderse dag. Dankie dat ons dit oor hierdie eeue heen nog kan vier, Here, vir solank as wat daar nog 'n bestaan is, Here, solank as wat U nog nie gekom het nie, is U nog die lankmoedige, barmhartige, genadige God, wat elke dag, You giving grace to everyone, every day. Dankie daarvoor vanmôre, Here. Maak die harte oop vanmôre, Here. Lewensveranderinge sal wees, nie in eie krag nie, maar deur U krag en U krag alleen vanmôre. Dankie in Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, vat vir my jou Bybel. Waar is jou Bybel? Het jy jou Bybel? Dit is ongelooflik belangrik om jou Bybel te vat. En oor hierdie Bybel vanmôre te proklameer dat dit die waarheid is en niks anders is die waarheid. Wat hierin staan vanmôre, neem ek geensins in twyfel. Amen, glo jy dit? Glo jy dit vanmôre? Ek sit nou so vanmôre en dink by myself, ek het vir jou 'n skrif gehou, is nou nie op my teks nie, is sommer net iets wat ek wil lees vanmôre, maar voordat ek dit doen, wil ek gou vra, Koenie, waar is julle? Waar is Koenie? Hoe is hy? Koenie, jy en Eben kom staan hier so by my, dis ons pastore wat saam met my hierdie naweek bedien hierso, en ek dink, kom ons steek net ons hande op na hulle toe, of uit na hulle toe. Koenie, dankie my brother, dat julle weer julle kerk vir ons, is dit die 3de jaar wat ek en jy saam is, kan jy glo? En is nou lekker om hom te ontmoet vanmôre. Hy bedien môre en dan is julle familie. Ja, ek okay. Volgende jaar gaan ek ook my hare so skeer, maar ek gaan eers kyk, Prys, ons is 3. Ja, ons is 3. Cheesekops. Prys die Here. Maar Eben, Koenie, mag die Here julle seën in hierdie naweek, en dit is my gebed. Kom ons steek ons hande uit tot na hulle toe. Here, ek bid so vanmôre vir pastoor Koenie en Eben ook, Here, seën hulle in hierdie naweek wat voor lê. In hulle woord, saam met hulle familie, saam met hulle gemeente. Here, dit wat ons gaan hoor by hulle vanmôre, Here, of by hulle oor hierdie naweek, Here, dat dit ook 'n geseënde, gesalfde woord van die Here sal wees van U, Here, 'n woord uit die troonkamer. Ek maak dit oop, Here, en ek vat dit, Vader. Ek vat dit. Want U vir elkeen 'n woord. Dankie, Here. Kan ek van my kant af vanmôre, Here, deur U krag hulle seën vanmôre. Dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Seën hulle. Amen en amen. Dankie my brothers. Yes, dankie Jesus. Wat 'n voorreg. Luister. Elke dag van ons lewe in ons bestaan het ons te doen met mense wat nie glo nie, mense wat die woord bevraagteken, mense wat met jou redeneer oor jou Christendom. Is jy nie al moeg daarvoor nie? Ek is. Weet jy, het jy geweet dat die woord van die Here sê, dat die Here sê, kry hulle uit jou lewe, uitjaag hulle uit jou gemeente, jy hoef hulle nie eens te groet nie. Ja. Ja. Oh, julle glo my nie. Lees saam met my 2 Johannes. 2 Johannes, lees gou daar saam met my uit die woord van die Here. Hoor wat sê die woord van God. Dis nie naps wat so sê nie. Hy gee hierso vir ons hierdie pragtige woord. Glo jy dit vanmôre? Ekskuus tog 1 Johannes, sê ek 2 Johannes, 1 Johannes, ekskuus 1 Johannes. 1 Johannes 1, hoor gou wat sê die woord in vers 10. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Maar 'n kind van die Here moet dan betaamlik en hoflik wees, hy moet dan die mense groet. Luister, hulle maak jou klaar. Moet jou nie self justify nie. As hy die woord van die Here nie wil vat nie, ek wil vanmôre vir jou iets sê, voordat ek begin na die woord, toe kan ek gou vir jou iets sê. Help ons, Here, beskerm ons teen die dwaalleer. Ons kinders. Waardes is om in lyn te bly met God se woord.
Amen, kerk, kan ek 'n amen kry? Yes, op hierdie wonderlike oggend. Wanneer ek en jy vanmôre, hoor gemooi, kerk, wanneer ons die boundaries skuif van hierdie woord, dan het ons nie meer boundaries nie. Amen. Dan is ons nie meer in lyn met God se woord. En jy kan maar in 'n kompromie ingaan soos wat jy wil. Ek sê vanmôre vir jou, as jy 'n vriend het wat die Here verwerp, sê die Here vanmôre, kan jy maar vir hom sê hy moet gaan. As hy nie wil hoor nie. Amen. Dis tyd dat jy begin om jou verhouding in hierdie bose dae eindelik te begin bou met die Here, om jouself besig te hou. Maar dankie dat ek vanmôre hierdie Bybelse lering vir julle kan gee. Die Bybelse literatuur vanmôre is 2 fases wat in die Bybel is. Dit is oor gebeurtenisse wat gebeur het, en dan ook hoe ek en jy moet lewe. OK. So dit wat gebeur het, soos op hierdie spesifieke dag, in hierdie lydingsweek, en dan die kruis, en dan ook sê die ander Bybelse literatuur van hoe ek en jy moet lewe. Amen. Is jy bly? Ek is bly, ek is opgewonde, dis wonderlik. En dit is eintlik dan ook die pad wat ons moet loop. So, as die Here in die Bybel sê, dat hy die Rooi See oopgekloof het, of oopgemaak het, dan is dit so. Amen. As die Bybel sê dat Jona deur 'n sardien ingevul, want dis wat die Bybel sê, né? Hoor nie, wat sê hy? 'n walvis, dan is dit so. Kan jy daai walvis se klein tongetjie so klap as jy so ingaan, lyk soos 'n kerkklok. Dink dan skiet hy jou daar uit. Dan gaan jy. En as die Bybel sê dat 'n Messias vir ons gekruisig is op Golgotha, dan is dit so. Dan is dit so. En dis waarin ons vashou, en dit is wat ons in glo. Buite dit is ons buite die lyn van die Here. En dit is hoe ek is, en ek het nou die aand gehoor by iets, ek kan nie onthou nie, in 'n Biliam se donkie, toe die donkie praat. Hoekom slaan jy my so? Het die donkie gepraat, uitgepraat. Lukas 1:37, want niks is by God onmoontlik. Nothing is impossible by God. En dis wat so wonderlik is. Ek bring vanmôre vir jou 'n boodskap. In stilte bly Christus die hoofkarakter. In stilte bly Christus die hoofkarakter. En ek kom en ek wil vanoggend deur te begin om vir julle te sê, God se woord waarsku ons teen fiksieromanse of teen fiksieromanse en fabels. Jy sien, want fabels is kort stories wat op enkele gebeurtenis fokus. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Met ander woorde, wat ek vir jou wil probeer sê is, as jy nog glo aan 'n paashaas en jy leer jou kinders oor 'n paashaas, of jy het hierdie verskriklike Batman posters en jy spandeer hierdie goed op hierdie afgoderry mannetjies, of wat ook al hierdie fabels mag wees, wil ek vanmôre vir jou sê, is jy besig met 'n dwaalleer. Dis alles 'n leuen en dit is 'n verleiding. Amen. Kom ek wys vir jou skrif, want dit lyk vir my vanmôre julle wil my nie glo nie. Kom ek wys vir jou skrif in 1 Timoteus ekskuus tog, ek wil net hierso kyk in 1 en 2 Timoteus, ek is 'n bietjie ver van hom af. Hier kom hy. 1 Timoteus 4 en ek dink is op die skerm, kan jy saam met my lees. Ek het vir ons hierdie ene en die boodskap. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels, hoor daar. En beoefen jou in godsaligheid. Hoor daar. Hoor daar. Wat wil jy jou mee besig hou met hierdie kort enkele stories, hierdie fabels, hierdie leuns? Paashasies en eiertjies en gaan steek dit weg en al daai goed. Die waardes van dit. Hoor wat sê die boodskap. Hoor wat sê hy vir ons daar. Die boodskap is daar, daar's hy. Hy sê juist daarom moet jy jou nie steur in al die stories wat mense uitdink en wat eintlik niks met God te doen het nie. Sorg liewer dat jy God reg dien. En dan kom hy in 2 Timoteus 4, dan sê hy, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Hoor daar.
Nou vra ek jou vanmôre. En dis hoekom ek glo vandag, hoor gou baie mooi. Dis hoekom ek glo in die entertainment wêreld, Walt Disney en al hierdie ander fabels en Harry Potter, amper sê ek iets anders, maar en games, speletjies en boeke wat hierdie fabels geskep het, is om die kinders se gedagtes te verdof. Ek wil hê jy moet iets hoor, en ek gaan dit vanmôre vir jou reguit sê. Daar was 'n tyd toe ek gebid het en vir God gevra het, Here, help my met my onderskeidingsvermoë. Help my, Here. Help my. Het jy al so gebid? Hoe sê Samuel? God is funny. God is snaaks. Weet jy wat antwoord hy my? Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, Naps, as jy onderskeidingsvermoë wil hê, klim in my woord. Klim in my woord. En as jy in my woord klim, dan beteken dit jy moet meer bid. Jy moet vas in gebed. As jy onderskeidingsvermoë wil hê, moet jy die woord van God lees. Want alles is hier ingeteken, opgeteken. En alles wat hierin staan vanmôre, staan ek van hierdie grond of van hierdie kant af en ek sê ek glo dit. Ek glo dit. Jy kan maar vir my sê wat jy wil. Ek glo dit. Verskerp jou deur die woord. En in die Ou Testament, in die begin, sien ons hierdie geskenk van God in 1 Konings 11. Jy kan dit gaan lees vanaf vers 1 tot 13, jy kan aantekeninge maak. Die aanklag teen die wyse Salomo, hoor gou baie mooi, wat juis tot sy gebrek gelei het, of sy gebrek aan onderskeidingsvermoë, en dit was die hoofoorsaak gewees van sy afvalligheid. Hy het 'n gebrek gehad aan onderskeidingsvermoë, en dit was sy afvalligheid. En as jy gaan lees in Deuteronomium 17:17, sien jy onder andere, ek het dit maar net uitgehaal, hy het baie vrouens gehad, 1000. Dis een ou, as ek in die hemel kom, ek wil vir hom gaan vra, how did you manage it? Niks teen vrouens nie, maar 1000. Hy was ver oor die limiet. Ver. Hy was ver oor die limiet. En weet jy wat die woord sê? 300 was buitelanders. Gaan lees dit. Was buitelanders. En hy begin afgode dien. En sy selfverheerliking, sy trots, het in sy pad gestaan. En daarom is dit vir my en vir jou vanmôre baie belangrik, Pastoor Koenie en Eben, om altyd in die woord en by die Here te hoor, en Pastoor Tommy en Celine, julle almal, sodat ons onderskeidingsvermoë skerp kan hou. Amen. Hoor dit baie mooi, en elke kind van die Here. Want die oomblik wanneer jy die waarheid ontvang, sal jy die leuen verwerp. Die waarheid maak ons tog vry. Kom ons wees eerlik. Maar wat maak jy met jou waarheid? Wat maak jy met jou waarheid? Jy vanmôre sit jy nou hier en ek weet ek krap nou 'n bietjie roof af. Maar wat maak jy met jou waarheid? Ek vra, wat maak jy met jou waarheid? Dis hoekom jy uitgekies is. Dis hoekom jy uitgekies is, sodat jy nie gelykvormig kan raak soos hierdie wêreld en lyk soos hierdie wêreld. Kan ek gou vir jou iets sê? Ek wil 'n baie, en ek sê dit met liefde, maar ek wil 'n kras woord gebruik. Ek wil eintlik sê, jy gaan gehaat word in hierdie laaste tyd. Wanneer jy begin om die waarheid te preek en wanneer jy begin om die waarheid te spreek, gaan mense nie van jou hou nie. Weet dit vanmôre. Skryf dit op die tafels van jou hart. Skryf dit. Hulle gaan jou een kant toe uitwerp. Hoor mooi. Hulle gaan jou verwerp. Hulle gaan nie van jou hou nie, hulle gaan teen jou opstaan. En daarom is dit belangrik dat jy jou onderskeidingsvermoë moet opskerp. Maar ek's okay daarmee. Ek's okay daarmee. Want iemand daar buite is bereid om die waarheid te hoor. Iemand daar buite sal sê, dankie dat jy die waarheid gespreek het en my uit die kloue van die hel uit gered het.
Weet jy, musiek is baie mooi. En 'n musiek in 'n wêreld waarin ons is vandag, kan ek sien dat almal hou nie van altyd van dieselfde musiek nie. Ek is baie konservatief en ek hou van ou Pinkster, because there's an anointing, ek glo ou Pinkster dra salwing. Ek hou van die nuwe musiek ook, maar baie sal sê, nee, jou kerk is, dis maar nie eintlik 'n opinievorming. Ek adjust, ek pas aan, ek sing saam, want as ek nie van iets hou nie, maak dit nie saak nie, iemand anders hou daarvan, dan bid ek, hoor gou mooi. So weet jy wat, iemand daar buite sal die waarheid wil hoor, iemand daar buite sal die waarheid wil aanvaar, iemand daar buite sal wil hoor van Jesus, en sal sê, dankie dat jy my realiteit geruk het. As jy by die huis kom, in hierdie naweek, gaan bietjie deur jou boeke, gaan bietjie in jou huis, gaan doen 'n bietjie voorraad opname. Gaan kyk 'n bietjie wat in jou kind se kamers aangaan, waarmee is hy besig. Weet jy wat, jy sal eintlik geskok wees. Jy sal geskok wees, hoe hierdie fabels in jou huis ingekom het, en hoe jy dit begin glo het. Amen, ek glo dit. En 2 persone wat vir my uitstaan hierdie Paasnaweek, wat gebukke gegaan het onder 'n leuen, maar wat diep binnekant hulle self of in hulle geweet het. Hulle die waarheid geweet was Judas en Pilatus. En ek wil vir jou vra om saam met my te lees uit die boek van Matteus. Jy kan sommer daar oophou. Ek gaan nou gou begin deur 'n enkele paar verse vir jou saam te lees. Uit Matteus 27. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die woord vanmôre. Dit is lekker, ek was so opgewonde, ek was kinderlik opgewonde vanmôre. Ek sê vir Monja, as jy so klaar maak, dan raak jy so opgewonde, daar kom 'n tyd wanneer die Heilige Gees so in jou inkom. Jy wil net sê, kom 9:00. Kom 9:00. Ek hoop julle sit gemaklik, julle in die jeep, julle nou, daar's die ryk tipsie, ek wil sit gemaklik, is julle reg? Amen, hier gaan ons. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, hoor daar, berou gekry het en 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggehardloop en homself gaan ophang. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, hierdie tyd, miskien nog baie vroeër, as ek nou reg is, het die Joodse leiers of die Joodse leiers klaar besluit, hulle het hulle besluit beklink, Jesus moet dood. Gisterand sit Jesus en hy was sy disippels se voete. Kom ons vat jou terug, die vooraand van sy dood. Die vooraand van sy dood eet hy saam met hulle. Hy breek brood. Hy breek die slegte nuus. Hy sê, iemand gaan my verraai, iemand gaan my verloon. En daarom bring hulle hom geboei voor Pilatus die goewerneur. En Judas wat hom verraai het, staan mooi en hou alles dop. En toe hy eintlik agterkom wat die Joodse leiers besig is om te doen, het hy vreeslik begin sleg voel. Kom ek vra gou vir jou, hoe lyk jou innerlike lewe? As jy valse getuies of teen iemand partykeer spreek of jy doen iets en jy weet is nie die waarheid nie, voel jy nog soms bietjie sleg? Voel jy? Amen. Het jy nog 'n gewete? Want sy gewete het hom gepla, hoor. Ja, sy gewete het hom gepla. En weet jy wat doen hy? Hy vat die omkoopgeld en hy vat dit terug na die Joodse leiers toe. Hy sê vir hulle, Hy sê, ek het 'n groot fout gemaak. Weet jy wat sê hy? Hy sê, ek het 'n onskuldige man, die woord sê, hy sê, ek het 'n onskuldige man in die moeilikheid laat kom. Kom ons kyk gou. Weet jy wat sê die Jode vir hom? Ons het dit nou gelees, die Jode sê, weet jy wat Judas?
dis jou saak, dit raak ons nie. Dit raak ons nie. En Judas gooi die geld in die tempel neer en hy hardloop en later, toe hulle hom kry, het hy homself opgehang. En weet jy wat sê die Jode? Die Jode sê, dis jammer dat ons nie hierdie geld kan vat nie. En hulle sê, ons kan dit nie gebruik om dit terug te sit in die tempel nie. En wat doen die Jode toe met dit? En die Jode besluit toe, hulle gebruik hierdie geld, en hulle koop 'n stukkie grond by 'n pottebakker, en hulle gebruik dit om mense wat in Jerusalem nie familie gehad het nie, om daardie mense te begrawe. En dit staan nog in, korrigeer my as ek verkeerd is, en dit staan nog steeds vandag as 'n begrafplaas, en dit staan bekend as bloedgrond. As bloedgrond. Hoekom sê jy vir ons hierdie goed, Naps? Jy sien, want lang terug het die profeet Jeremia hierdie einste woorde geprofeteer en gesê, en hulle het 30 silwerstukke gevat, die prys wat die Israeliete op sy kop gesit het. Geliefdes, vanmôre gaan hierdie fokus nie op Judas se selfdood nie, maar dit gaan oor die onskuld van Jesus Christus, wat die Joodse leiers op hom gesit het. En Judas bely, hy sê, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai. En Judas se sonde word ons sonde. Maar weet jy, Christus aanvaar jou vandag, hoor mooi, en vergeef nog steeds al jou oortredinge. Nog steeds. En dit is nie Judas wat die hoofrol in hierdie egte drama, dis nie 'n fiksie romanse nie. Hoor mooi, dis 'n egte drama. Weet jy, kan ek vir jou iets sê, as hierdie ryk TV-mense die Bybel kon opneem soos hulle prente opneem, was hierdie hele wêreld vandag bekeerde, godsdienstige, en dit was 'n wêreld. As ons verhale kon opneem, en so naas moontlik flieks van dit gemaak het, en daar was befondsing, soos wat hulle van hierdie fabels befondsing kry, en die mense en die kinders mislei, kan ek vir jou sê, was hierdie wêreld 'n ander wêreld. Was dit 'n ander wêreld. Maar Judas speel nie die hoofrol van hierdie egte drama nie, maar Christus. 'n Christus wat as gevolg van 'n ware en 'n seer sonde 'n kruispad loop. Dis Jesus. Hy loop dit alleen en in stilte. 'n heilige stilte. 'n heilige stilte. Lees saam met my en is op die skerm. En ons gaan lees daarvan na vers 15 van Matteus 27. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle berigte gevange gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. Hoor daar, die woord sê, hy het dit geweet. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie. Want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die oorpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom kruisig. En toe Pilatus sien dat dit niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, hoor daar. Toe laat hy vir Barabbas los, maar Jesus
het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Jesus stil voor Pilatus. In Matteus 27 vers 1 kan jy gaan lees, wat vir my so mooi is. Pilatus is verbaas in die waardigheid van Christus, hoor baie mooi, sy stilte. Die waardigheid van onskuld. 'n koninklike waardigheid. Daar is 'n heiligheid in hierdie stilte teenwoordig. Hoor mooi, 'n heiligmaking, heerlikheid. In stilte bly Christus die hoofkarakter. Ons tema vandag. Ek hoop dit sal altyd by jou bly. Jesus wend nie 'n poging aan om sy eie lewe te red nie. Hy is ten volle bewus van sy lydingspad. Die kruis wat hy moet opneem. Pilatus en sy vrou, hoor gou baie mooi, is bewus van Jesus se onskuld en hulle is die tweede getuie. Hoor baie mooi van hierdie onskuldige man en hulle is vreesbevange. Hoe lyk dit vanmôre in jou lewe as jy vreesbevange om nog steeds waar jy is in jou lewe Jesus eintlik te verwerp? Daarom kom hy en hy maak soos ek altyd maak met die nagmaal, as ek klaar gepreek het, sodat ek kan sê ek het nie bloed op my hande nie. Jy moet die woord hoor. Die waarheid hoor, sal ek eerder sê, uit die woord. En daarom was hy sy hande in ons skuld as 'n simbool. En hy kom en hy plaas hierdie verantwoordelikheid terug op die volk. Hy sê vir hierdie volk, Christus se eie volk, die kerk, wat hom kruisig as 'n koning, of van hulle koning wil hê, ekskuus tog, wat hulle van 'n koning wil hê. Dieselfde mense, geliefdes, hoor baie mooi, dieselfde mense wat in die week gesing het, Hosanna, Hosanna. Toe hy die stad met die donkie binne ingekom en hulle gooi die palmtakke neer. En dieselfde mense wat hom geprys het, die mense wat hy gesond gemaak het, die mense wat hy getroos het. Hierdie einste mense wat Christus die Messias se naam uitroep, nie uitroep nie, maar hulle roep Barabbas se naam uit. Kan ek vanmôre vir jou sê, en ek sê dit met alle eerlikheid, toe ek hierdie skryf, toe voel ek weet nie, moet ek dit skryf of moet ek dit nie skryf nie, maar dit is so. Ek en jy kan vanmôre nie vingers wys nie. Ons kan nie vingers wys nie. Wanneer ek hierdie verhaal lees, besef ek, maar ons het 'n deel aan hierdie skare. Jy sit vanmôre in 'n gemeenskapsaal of in 'n kerk, saam met gelowiges. Maar hoe lyk die res van jou lewe? Hoe lyk dit daar buitekant? Wanneer niemand of kerkmense jou nie sien nie. Ons is deel van hierdie Judasse. Ons is deel van die skare wat skree kruisig hom. Kruisig hom. Kruisig hom. Ons is ook deel van die soldate wat hom spot. Want wanneer mense om 'n braai by jou staan en hulle misbruik die naam van die Here of hulle spot jou koning, dan kruip jy soos 'n ou, 'n jellyfish, ja, 'n jellyfish. Jou goudvisie. Jou jellyfish, dis nogal iets om te onthou. Ek sal dit onthou. Dan gaan die heiligheid van stilte van Christus wat alleen die pad stap vir ons verlore. Die kerk sê vir my, is julle nog met my vanmôre? Verveel ek julle? Ok, kan ek maar begin preek? Amen. Kan ek en jy hom net hoor as hy stap? Kan jy hoor hoe heilig is hy? Hoor hom. Hy stap heilige voetstappe.
hierdie merktekens in sy hande en in sy voete van die lyding van Christus sal ek wat napste beer is altyd saam met my dra. Hoor baie mooi. En ek sal altyd bewus wees van die kruis. As 'n simbool van dat my Skepper, my Jesus, vir my gesterf het. As ons hierdie gedeelte lees van Matteus met die dood van Jesus, beklemtoon Matteus dat Jesus as 'n magtelose mans of 'n mens sterf, omdat hy reeds vir sondaars sterf, vir my en vir jou. Hierdie verhaal glo ek was geskryf sodat ek en jy kon bewus word dat ek en jy nie ons hande in ons skuld kan was nie. Maar hy sterf as mens vir elke mens. Weet jy, God bevestig dat Jesus se koningskap, hoor mooi kerk, selfs aan die kruis, 'n onkeerbare donkerte oor die wêreld laat daal het. Hoor mooi. Die lyding van die kruis, die alleenheid van Christus, die pyn was eg en heilig. Kan ek gou vir jou iets sê, het jy dit al raak gelees? So heilig, dat selfs God stil bly. God die Vader. Die donkerte wat val, was onkeerbaar. Christus se dood was onkeerbaar. Kan ek jou vra vanmôre? Maak net jou oë toe en ervaar 'n bietjie vanmôre die stilte. Kom ons ervaar net vir 'n oomblik die stilte. Fokus vir my net vanmôre op die stilte. Praat is silwer, stilte is goud. Terwyl jy stil is en jou oë gesluit is, jy het hierdie egte verhaal gelees en gehoor vanmôre. En jy weet binne in jou hart weet jy dat jou saak nog nie 100% met die Here reg is. What a day that will be when my Jesus I shall see. Wat 'n dag sal dit nie wees nie. Ek wil hê jy moet hoor terwyl jou oë gesluit is dat Jesus eintlik vandag vir jou ook sê, dis oukei om nie oukei te wees. Ongeag jou omstandighede waartoe jy gaan, is oukei. Ek het jou. Ek het jou. Hy sê, my hand sal niemand jou ruk nie. En as ek jou het, sal jy nooit verlore gaan nie. Al wat jy moet doen is net om jou oor te neig na die waarheid toe en hierdie fabels en hierdie dinge van die wêreld wat jy so verdedig te laat staan. Ek gaan gou vinnig net 'n uitroep of 'n vra dat jy net daar waar jy is sal staan. Moenie rondkyk nie, ek gaan nie vra dat jy hier voorkom staan nie. Ek wil net hê jy moet staan. Jy staan nie voor my nie, glad nie, hoor. Jy staan op omdat jy vanmôre 'n belydenis doen en jy doen 'n erkenning. Jy hoef niks te sê nie. Ek gaan jou nie vra hoekom bid ek vir jou nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Hoor mooi. Die Here ken jou hart, hy ken jou roep, hy ken jou hartseer, hy ken jou lewensverhaal. Voor die grondlegging van hierdie aarde ken hy dit. Wil jy nie net saam met my staan nie, terwyl die oë sluit? Dankie. Dankie. Jy sê ek is nog nie op 'n lekker plek in my lewe nie. Baie dankie.
Vat die vrymoedigheid en staan vanmôre. Moenie twyfel nie, staan saam met my. Staan saam met my, dankie. Dankie julle. Dankie dat jy sal sê, weet jy wat, van hierdie dag af, is dit 'n pad wat ek saam met Jesus sal stap. Saam met Jesus sal stap. Amen. As ek nou so reg tel, dan staan hier 10 mense. Kan ek gou vir my voorbidders kry om net by elkeen te gaan staan, maar luister, moenie vir hulle met hulle praat nie, lê net die hande, vra of jy die hande op hulle mag lê, en bid vir hulle stilte, in stilte, in stilte, in godsaligheid. Kom ons beweeg saggies, moenie die ander steur nie. Hulle ervaar die stilte in die teenwoordigheid van die Here. Vanmôre. O Here, baie dankie. Baie, baie dankie. Annelies, kan ek jou vra om vir my net daai holy te kom speel? O, dit is ongelooflik mooi, terwyl almal so staan. En as jy nog voel, jy wil net staan jy wil net hê iemand moet vir jou bid vanmôre. Jy wil net hê iemand moet vir jou bid, asseblief, wil jy nie staan nie. Asseblief julle. Moenie skaam wees nie, moenie vanmôre voel iemand kyk vir jou nie. Moenie. Holy. Hierso Monja. Hierso stooi. Moenie sit nie, ek gaan nou bid. Staan net by elkeen, ek gaan nou bid. Ek moet net nog 'n kans gee vir elkeen om te staan. Ek voel in my gees dat hier nog mense is om te sê, ek weet nie hoe gaan ek dit regkry nie. Los die logistieke by God, hoor. Staan saam met my. Die Here gaan vir jou 'n weg voorberei. Hy gaan vir jou 'n weg gee vanmôre. Dankie, daar staan nog iemand. Prys die Here vanmôre. Daar staan nog iemand. Yes, prys die Here. Prys die Here. Sien, daar's 2 mense daar agter. Sit net jou hande daar op hulle sies tog. Skyn. Stort maar jou hart voor die Here. Die Here ken elke traan wat val vanmôre in die kommetjie van sy hand. By die voete van sy troon val jou trane en hy ken dit vanmôre. Of dit blydskapstrane is of hartseerstrane is vanmôre. Dit maak nie saak nie. Kom staan hier by oom Laps Martin. Kom staan hier by my. Kom staan hier by my. Kom staan hier by my. Staan by my. Sê. Oh, Yana Karabaindu Kushai. Thank you, Lord, for the anointing. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dennis, kom hou hom bietjie vas. Kom hou hom vas. Kom hou hom vas. Alles gaan alright wees, ja. Alles gaan alright wees. Here, so kom ek vanmôre in u waarheid. U ken elke een wat staan vanmôre, Here. U ken hulle beter as wat ek hulle ken, baie beter. U ken hulle sit, hulle staan, hulle lê, Here. U ken elke haar op hulle hoof. U ken hulle by die naam. U ken hulle DNA vanmôre, Here. U ken waarheen hulle is en waarheen hulle gaan. Here, u ken dat daar 'n verandering in hulle lewe sal kom vanmôre. En ons bid hierdie skrif van Matteus 18:18 oor hulle lewe. Ons bind dit wat nie van u af is nie op aarde, sodat dit in die hemel gebonde kan wees. En ek bid in die vers 19 en 20 oor hulle lewe, Here, ons maak los in die hemel vreugde en vrede, liefde, redding en verlossing, sodat hulle dit kan ervaar op die aarde, Here. Dankie dat u hulle beskerm. Dankie vir die anointing in hulle lewe. Dankie vir die lewensverandering. Maar Here, dat hulle 'n pad sal stap saam met mense vanmôre. Dankie dat u vir ons so goed is, Here. En altyd vir ons goed wil bly. U is wonderbaar. Ek eer u daarvoor vanmôre, Here. U is die koning van die konings. Daar is niemand soos u nie. Dankie. Vir julle wat staan, jy gaan sit dit. Vat net jou kop so, vat hom net so. En dan
soos wat die woord sê, ek wil dit gou lees, hou jou kop vas, ek wil woord vir jou gee, dat jy dink, dis nie my eie woord nie. Ek wil nie jy moet dink, dis my eie woord nie, ek wil hierdie skrif oor jou lewe bid, terwyl jy jou kop vashou. In 2 Johannes 1 vers 2, elkeen wat staan en jy hou jou kop vas, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel, met ander woorde, dat jy hier vashou vanmôre, dat jou siel, jou denke, dat dit met dit sal goed gaan. Amen en amen. Dankie Here, baie dankie. Wat 'n voorreg vanmôre. Ek gaan oorgaan na die nagmaalstafel toe. Prys die Here. Geliefdes, ek wil vanmôre by hierdie tafel vir elkeen sê dat ek gaan ook dit as 'n simbool gebruik en ek was die bloed van my hande af. Ek het gedoen wat die Here wou gehad het ek moes doen. En ek vertrou dat as jy hier uitstap, jy regtig na heiligmaking sal streef. Gaan jy perfek wees? Nee. Gaan jy nog foute maak? Nee. Jy gaan nie. Ai. Hierdie is sy oupa se trots. Hallo Job. Hallo sy oupa. Ag, hallo. Wat 'n voorreg vanmôre. Dat hy sy eie lewe het en dat die Here hom roep vir 'n bediening. Dis 'n baie ernstige knaapie, hoor. Baie ernstig. Ja, my seun, as hy kom vat hom my. Here seën jou my billetjie. Matteus 26. Vanaf vers 26. Vier ons hierdie besonderse wonderlike dag. Want wanneer ons nagmaal vat, dan sê die woord vir ons, hy sê, ons is nie beperk tot dit nie, dit is 'n instelling dat elke kerk dit op 'n verskillende manier doen. Elke eerste Sondag van die maand, dan doen ons dit as 'n gemeente by ons. Ek weet nie by julle, by elkeen doen hulle dit anders of selfde. Maar hoe ook al jy dit doen, die woord sê, jy kan dit doen by die huis, hoe dikwels, hoe beter. En daarom is dit vir my belangrik vanmôre, om dit saam te kan doen as 'n gemeente. Want ons is deel van die liggaam van Christus. En dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. En die woord sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, moet nog nie jou nagmaal vat nie, ons sal dit saam gebruik, hoor. Nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit opnuut saam met julle niet sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Nou kom ons vat ons broodjies saam vanmôre as 'n gemeente, en ons sê vir die Here dankie vir sy lyding en sy pyn waardeur hy gegaan het vir my en vir jou. Here, ons is ongelooflik vanmôre dankbaar dat U dit vir elkeen van ons gedoen het. Kom ons neem dit saam. En toe neem hy die beker. As daar iemand is wat uit die beker uit wil drink, is julle baie welkom om dit hier te kom doen. Daar's net hierdie beker. En hy sê vanmôre, hierdie bloed, hierdie beker het 'n ware kragtelike betekenis. Wanneer ek bid, dan pleit ek die bloed van Jesus oor my vrou en my kinders en oor die gemeente en almal wat ek lief het en almal wat saam met my die pad stap.
soos dit opkom, saam met julle almal vanmôre. Weet julle dat die bloed van Jesus, hierdie beker, vanmôre krag dra? En dat jy skoon gewas is en dat die Here se bloed daar vir jou is tot redding en verlossing. En as jy hom aangeneem het as jou saligmaker, skryf Paulus in 1 Tessalonisense 4, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, sal die wat in Christus gesterf het, en dan sal ons wat in die lewe oorbly, die Here tegemoet in die lig. Hy sal kom, dis die wegrape. Dan kom hy ons haal, ons ontmoet hom in die lig. En dan sê hy, so sal ons altyd by die Here wees. Wat 'n voorreg. Beskou jou vandag as 'n unieke, skoon, bloedgewaste kind van die Here. Stap in autoriteit. Stap met die heiligmaking en die krag van God. En ek wil vandag vir jou sê, ek ervaar in die gees, daar het vir jou huwelik redding gekom. Daar het 'n verhouding reggekom vanmôre. Uit gehoorsaamheid. En uit die kerk se verhouding. Amen, Here. Dankie dat ons vanmôre u bloed kan saamgebruik. Ons eer u daarvoor. Hy sit nou klaar. Ek sal so like nou. Moet ek die seën net spreek nou? O, na die dans, okay. Dankie julle, ek hoop die woord was vir julle 'n blessing. Dat julle dit saam met julle sal vat, dat in stilte die heiligheid van die Here en die heiligheid altyd saam met julle sal wees. Dit was lekker om julle te kan bedien. Môreoggend is dit pastoor Koenie.